ek help. Ek is Marina McDonald. Ek is op soek na mevrou Gonsalves. Mevrou Gonsalves is laas naweek dood, hartjie. Dood? Sy was baie siek. Wat het jy gesê? Wat is jou naam nou weer? Marina McDonald. O ja. Jy is die een van wie sy so aanhoudend gepraat het. Die donker een. Sy het gesê sy moet jou dringend sien. Iets wat jy moet weet. Iets verskriklik belangriks. Het sy nooit daaroor gepraat nie, probeer onthou. Sy het tot haar eie dood gesien. Daarvan het sy my vertel. Altyd gepraat van die arme kind. Die slag weer. Arme kind het sy gesê. Ek moet haar waarsku. Sy het amper 'n obsessie gehad om jou in die hande te kry. Hoekom het jy haar nie gebel nie? Dankie dat jy gekom het. Kom ons sê maar net, ek kom my nuuskierigheid nie beteel nie. Ek hoor jou agentskap by jou kontrak opgesê. Ja, hoe weet jy daarvan? Jy sal vanmiddag 'n oproep van Donatello's kry. Hulle bied jou 'n 2-jaar kontrak aan. Donatello's? Hulle is baie beter as Miss Charming. Trouwens, Donatello's is die beste. Meneer Dressler, ek verstaan nie. Ek het 'n paar vriende hier en daar. Dat is fantasties. Ek hoor jou vriendin Marina is uit Tara ontslaan. Ja, ek was gister daar gewees. Praat sy met jou? Ek het vir haar gesê ek is jammer oor alles. Sy is nie aandraand nie. Maar ek glo nie ons twee sal ooit weer boezemvriende wees nie. Jy weet seker van die verslag. Ja, natuurlijk. McDonald het dalk met sy vrou daaroor gepraat voor hy dood is. Kan jy haar 'n bietjie pols? Ek kan probeer. Sal dit baie waardeer, Karel. Ek sal my bes doen. Doen dit. En laat my weet as jy nie tevrede is met Donatello se aanbod. Sal jy? Ek sal. Dankie. Marina, dit is Majoor van Dijk van die polisie. Aangenaam, ek is. Kan ek vir jou 'n koppie bring? Nee, dankie, Auntie Tot.
Maar goed, verskoon my. Seker. Mevrou, ek is regtig jammer om u te pla. Ek is pas in beheer geplaas van die ondersoek na die man se dood. En ek vra regtig om verskoning om u weer lastig te val. Maak nie saak nie, sit asseblief. Ek is besig om deur die leer te werk. En elke keer kom ek terug op een feit. Dat hy besig was met 'n ondersoek na die bedrywighede van meneer Alwyn Dressler van die Staalgroep. Hy is Woensdag dood. En Vrydag sou hy 'n volledige verslag aan die staatspresident oorhandig het. Maar die verslag is weg. So ook alle dokumentasie, bande en enigiets wat hy doen het met hierdie ondersoek. So Dressler sou baie baat kon vind by die verdwyning van hierdie verslag. As ook iemand se dood. Die speurders het my reeds uitgevra oor die verslag. Ek het hulle gesê ek weet nie waar dit is nie. Ja, ek het dit gesien. Mevrou het hy nooit Dressler met u bespreek nie. Hy het niks van Dressler gehou nie. Maar hy het niks gesê oor die verslag nie en ook nie oor wie daarbij betrokke was nie. Want hy dit nie vreemd nie. Nee. Ons was op daardie stadium, dit was kort voor sy dood, nie op 'n baie goeie voet nie. Ons het nie juist met mekaar gepraat nie. Ek was besig om van hom te skei. Wel, dis nies. Mag ek vra hoekom? Ek wil nie daaroor praat nie. En is dit verband hou met sy dood? Dit hou nie verband nie. Mevrou, miskien sal ek beter kan oordeel as u. Nee, dit is privaat en ek gaan nie daaroor praat nie. Mevrou, ek respekteer u privaatheid, maar dit kan verband hou. As daar byvoorbeeld 'n derde persoon by betrokke was. Dat was nie. Alle verstaan ek nie. Majoor, kyk, ek gaan my nie laat intimideer nie. Jy het geen reg op my private lewe nie, verskoon my. Mevrou, ek is vreeslik jammer ek weet u was onder behandeling. Ja, ek was en ek gaan ook nie daaroor praat nie. Ek wonder maar net. As u besig was om te skei, dan het u man waarskynlik nie meer baie lief gehad nie. Maar tog, toe hy dood is, beland hy in 'n inrigting vir sielsiekes. Majoor, verstaan jy nie Afrikaans nie? Ek is jammer, mevrou, ek vra om verskoning. Ek probeer net agter die waarheid kom. Ek wil bitter graag hierdie saak oplos. Ons probeer u help. En hoe meer 'n mens praat, hoe beter. En as dit verband hou met sy dood? Ek onthou toe Dekker dood is. Dit was hoe ek dit uit my gestelheid gekry het. My ma het my gedwing om te praat, dag na dag. Ek kon later skree daarvan. Maar dit het uiteindelik gehelp. Die sielkundiges kon niks uit daar uitkry nie. So ek het maar mijn hoofd vir jou, Majorkie. Hier het Marina in elk geval veel van hier se doen en later geweet het. Hulle gaan nie sommer vir Dressler vaspen nie. Hy was hulle almal een voor. Hy het die verslag vernietig. Wie anders? En selfs die mense wat voor Neil getuig het, weet nou skielik almal niks. Hoekom arresteer hulle nie eenvoudig die man nie? Hy's die enigste een wat 'n motief gehad het. Ek respekteer u gevoelens, maar ek is seker u verstaan ons probleem ook. Ja, ek verstaan julle probleem. Ek voel net... Ek is net omgekrap. Ek is seker jy verstaan dit. Ja, ek verstaan dit. Mevrou, toe u uit uw huis uitgetrek het u persoonlik toesig gehou oor die verhuising? Nee, ek was in Tara my maat gekyk. U goed is vlug gestoor, het u al uit deur gegaan? Nee. Hierdie speurders was mos al daar. Hulle het hier alles gegaan. Die goed wat jy soek is nie daar nie. Ek sou baie graag self gaan kyk as u nie omgee nie. Ja, ek gee hom. Ek gee hom as vreemde mense my persoonlike goed rondkrap. Ek wou net help, mevrou. Tikstere, juffrou Eksteen. Sy het al my man so goed getik. Vra haar wat in die verslag staan. Baie dankie, mevrou. Dis loop nie, jy verloor jy. Verloor? Actually verloor nie. Nou, kom hier, vat daar vir jou. Sit op. Please, please.
aan, man. En nou, waar was jy gewees? Met die stoor. Alleen? Ja. Maar my liewe land, Marina, jy kan mos nie alleen in die nag na so 'n godverlate plek toe ry nie. Jy soek mos nou vir moeilikheid. Is daar fout, jong? Daar's niks fout nie. Kan ek nie my eie goed uit my eie stoor gaan uithaal nie.
Ek is net bekommerd oor jou kindjie. Wat het toe op Hofmansdal gebeur? Niks. Nou ja, Gerber soek na jou as jy nog belangstel. Ek neem aan jy het hom dus nie gebel nie. Ek wou hom nie oor die naweek plan nie, Auntie Tot. Ek sal maar maandag bel. Suster Bruno het ook gebel oor Henry. Sy wou weet of jy hom kom haal. Hy huil gloek na aan oor jou. Dankie, Auntie Tot. Henry, kom nou. Jy nie gou-gou 'n koppie tee saam met my drink nie. Het sal lekker wees, dankie. Kom. Het Henry lanklaas gesien? Ja, ek was in Tara. Ek was jammer om te hoor van die ongeluk. As jy daarom nou al daaroor. So af en af. Henry is baie ongelukkig die afgelope paar weke. Hy huil aanhoudend en hy is stout en nederig. Dis vandat jou ma hom nie meer naweek kom haal nie. My ma kom haal hom nie, hoekom nie? Ek weet nie. En ek kan ook nie juist vra nie. Sy kom nog weeksaande hier, maar dan is hy moeg en hy raak gou aan die slaap. Ek het juist gedink jy kan dalk vir my sê wat aangaan. Wanneer laas was Henry vir 'n naweek uit? 3 weke gelede. 3 weke, ek glo dit nie. Hy mis julle baie en hy raak baie eensaam. En hy is daarom nou al 16, jy weet, en dit kan wees dat hy deur een of ander oorgangsstadium gaan. Ons kry ook baie klagtes van die skool af. Weet hy ek's hier? Nee, ek het nog nie vir hom gesê nie. Hy het mos nou 'n horlosie en tyd is vir hom verskriklik belangrik. En ek was bang jy's dalk laat of dalk kom jy glad nie en dan sou dit onmoontlik wees om te my te hou. Maar kom ons gaan nou na hom toe. Henry, kyk wie is so. Is Reina, ek het jou kom haal. Kom ons gaan pak jou tas. Henry. Maar Reina is lief vir jou. Maar Reina het baie verlang. Sy nie. Kom ons probeer later weer. Kom. Basma! Reina, wie se sleutels is dit? Ons sou oom Nielsen gewees. Nielsen vir sy kar.
Vir oom Niels se kar. Vir die huis. Dis ou sleutels, ons gebruik dit nie meer nie. Ek het nie sleutels nie. Gee dit nie. Sleutels vir my. Toe gaan ek lees. Sleutels vir my kar. Gerber. Ja, as Mohammed nie na die berg toe wil gaan nie, dan gaan die bergman na Mohammed toe. Ekskuus, kom in. Nee, dankie, ek is op pad rugby toe. Ek is gestuur om vir jou 'n boodskap te bring. Die redakteur het in sy meesterlike alwysheid besluit om vir jou 'n job terug te gee. Waarom weet geen mens nie, maar nou ja. Jy begin maandag weer in die algemene kantoor. En Vroueblad? Kan nie jou brood aan albei kante gebot ry nie, Poppy. Jy het Vroueblad verbeur met jou langdurige geestesversteurdheid. So ek stel voor jy meld jou maandag aan vir werk, anders sal nie eens Goos in jou kan red nie, okay? Ek skat ek moet dankie sê. Spaar jou waardering vir Goos en dit was sy boer se groothartigheid, nie myne nie. Geniet jou dag, ek is laat. Nee, nie bly vir 'n koppie koffie nie. Nee, dankie, ek het beter vooruitsigte as dit. Ek het 'n plek in 'n losie en daar's baie brandewyn en coke vir ons common ouens. Reina! O, jy kon saamgekom het, maar ek sien jy het 'n besoeker. Dis my boetie Henry. Ek dink jy het ook familie. Dis amper te aards om waar te wees. Die sleutel werk nie vir my kar. Alles goed, die bloody boat has skipped. Vis doen nie, kos kretnerts. Ons gaan 'n spesiale ondersoekspan saamstel om Dressler te ondersoek. Ek, jy, Marina, iemand van die misdaaddesk, iemand van sakeredaksie wie ons ook al mag nodig kry. Ek dink nie dis 'n goeie idee om Marina te betrek nie. Ek meen die laaste ding wat ek nodig het is 'n emosionele vrou op 'n moeilike job. In elk geval, haar net is beperk. Jy kan haar byvoorbeeld nie stuur om met Dressler te gaan gesels nie. Hoekom nie? Is presies wat ek wil doen. Wel, Adam, jy's van jou kop af. Selfs al sou sy inwillig, hy sal nie met haar praat. Hy sal. Het jy al vir haar gesê wat jy beplan? Een ding op 'n slag, my maat. Kyk, as iemand gemotiveerd is om Dressler te haat, dan is dit sy. Ons moet die wraak so 'n bietjie aanbrand en aanstig. Adam, jy misbruik hierdie meisiekind en sy gaan net een of ander tyd agterkom. Sy is hoogs intelligent. In elk geval, sy is nie die wraaksugtige tipe nie. Waar gaan jy met Dressler begin? Die polisie is ook in 'n doodloopstraat. Hulle sal elke bietjie hulp waardeer. Wat sê die SP se privaatsekretaris? Hoekom gebruik hulle die bandopname wat McDonald gemaak het toe Dressler hom wou omkoop nie? Dressler het name genoem en mense betrek. Groot name in die party. En daar's 'n vermoede dat hy dit spesifiek gedoen het om die hoëgeplaastes te inkrimineer en homself so te beskerm. Dat die polisie hulle ondervra. Ek verstaan so. En? Daar's geen enkele brokkie getuienis nie, net Dressler se woord. Hulle het vir Dressler vir ure lank ondervra, maar behalwe vir beweringe kon hy niks staaf nie. Hy wou natuurlik nie, want bewys hy enigiets, dan inkrimineer hy homself. Hulle kon Dressler aangeklaag van poging tot omkopery of wat die wet ook al is. Hulle kan nie, man. Hy het self die bande vir die staatspresident gaan speel. Nou wel 'n geredigeerde weergawe, maar hy kon dosyne redes daarvoor aanvoer. Klink vir my maar skuilie. Daar's genoeg wette in hierdie land om Dressler vir die res van sy lewe in 'n hof te laat deurbring. Die getuienis, die feite daarvan, lê opgesluit in McDonald se verslag. Elke enkele getuie wat voor McDonald getuig het, waarvan ons weet, ontken dit. Ander weier om te sê waaroor die gesprekke gegaan het. Hierdie boek het toegeslaan. En boonop dit alles is hierdie onkoopskandaal 'n interne partysaak en dis 'n groot verleentheid vir die regering. McDonald het die getuies op band. Wat het geword van die bande? Weg, net soos die verslag. Dressler. Wie anders? Damn it.
Dressler se regterhand. Skus tog. Seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees eensgesind teenoor alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Oorwin die kwaad met die goeie en moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek moet nou daai office toe gaan. Ons kyk hier. Ons gaan eers na mamma toe. Kom. Mamma toe. Was ma? Kom, Reina. Weet je, het is weer echt geen Reina. Sy is hier. Vermasie. Sy is nie hier nie, er is aan niks wat ek daaraan kan doen nie. Okay, kom ons gaan huis toe. Hallo? Hallo, ma's Marina. Marina, waar is jy? Ek is hier by Antidot, ek het donderdag uitgekom. Oh, my liewe kind, hoekom het jy my nie gesien nie? Ek sê jou kom haal het. Hoe voel jy? Ek's reg. Luister maar, ek het Henry die naweek gaan haal. Ons het maar gaan soek. Ja, ek was so 'n bietjie weg. Die suster sê ma het Henry nie die afgelope naweek kom haal nie. Oh, my liewe land, Marina, ek het tog seker ook 'n lewe van my eie. Ek kan hom tog seker nie elke naweek sien nie. Ek sien hom dan gereeld in die week. Dis nie wat ek sê nie, ma, dis net Henry was baie ongelukkig. Ja, wel. Ek sal hom weer môre na werk gaan sien. Wil jy nie by my kom eet nie? Is daar iets verkeerd, ma? Nee, niks is verkeerd nie. Ek was net 'n bietjie moeg en weg. Was dit dan nou so groot oortreding van die wet? Ag asseblief, ma, moenie so met my wees nie. Nee, maar jy hoef my ook nie daaroor te verwyd nie, Marina. Wil jy nie by my kom intrek nie? Ek sal sien, al my goed is hier by Antidot. Is ma môre by die huis? Ja, ek sal so na 6:00 wees. Ek sal dan 'n draai daar kom maak. Totsiens, ma. Totsiens, Marina. Marina? Probleme? Ek weet nie. Sy vra nie hoekom ek ontslaan is nie. Sy is asof sy nie belangstel. Ek het vir Gerber gebel. Ja. Nag aan dit. Nag, my kind. Marina, hallo. Hoe gaan dit?
ek bly om jou te sien. Gerber was soos 'n verwoede vakbul oor Vroueblad. Asof hy omgee vir vroue. Ek is af van Vroueblad af. Hulle gaan 'n nuwe redaktrise aanstel. Wat? Dis die waarheid. Ag, is net sy manier om wraak te neem. As ek juis gesien ek redakteur. Ek is self nie seker of ek op Vroueblad wil wees nie. Toe Neil nog geleef het, toe dinge nog goed gegaan het tussen ons. Ek gedink het aan 'n gesin, aan 'n baba. Ag, maar nou is beter so. So, wat gaan jy nou maak? McDonald, kom raad saal toe. Ja, miskien weet ek as ek daar uitkom. Sit. Hoe voel jy oor Alwyn Dressler? Wat maak dit saak? Dit maak saak, Poppy, want jy en ek in hierdie koerant gaan vir Dressler aan die galgte ophang. Voer jou eie vete, Gerber, en los my uit. Kyk, as jy vir hierdie koerant werk, doen jy wat ek vir jou sê, verstaan jy? Die Dressler ondersoek is 'n nuusopdrag. En as jy nie lus voel daarvoor nie, bingo, dan sit jy net hier en jy skryf jou bedanking uit. Wat is jou saak, Gerber? Moet ek nou weer soos in die verlede berigte skryf oor my eie lewe en my huwelik? Sê jy vir my wat is jou saak? Jou man word vermoor, jou lewe word verwoes en jy gaan sit en mop in 'n gestig daaroor. In hierdie koerant gee jy jou geleentheid om iets daaraan te doen en jy sê nee. Poppy, dis 1000 onder van jou fans en vriende, is ek jammer vir jou. Maar my simpatie gaan begin opdroog. Ek dink nie dis die plek vir die onsmaaklike persoonlike argument nie. Nou kom na my kantoor toe. Okay. Kom ek sê jou wat my saak is. Ek probeer my lewe normaliseer. Ek probeer vorentoe kyk en sin vind in my bestaan. Ek gaan my nie verstrik in 'n verlede wat ek nie kan verander nie. Jy gaan jou verstrik in die verlede want jy gaan vir my en vir Clark en vir Winkler help met die Dressler ondersoek. En dit, Poppy, is 'n opdrag. Jy kan nie die Dressler ondersoek losmaak van Neil nie. Nee, ek is ook nie van plan om dit te doen nie. Neil het daai verslag geskryf en dit vorm die basis van jou heel eerste berig oor Dressler. Gerber, om vadersnaam, luister na my. Ek weet waantoe alles gaan lei. Jy gaan my uitvra oor my huwelik, nes die polisie. Uiteindelik gaan jy wil weet hoekom Neil nooit met my gepraat het oor die verslag nie. En dan begin jy in my persoonlike lewe te delf. Dis onvermydelik. Poppy, ek stel nie belang of julle saam breakfast geëet het of saam geslaap het nie. Ek stel belang in die verslag. En weet jy hoekom? Ek het 'n vermoede jou man het daai verslag vernietig omdat hy sy vingers verbrand het met Dressler en die regering. En omdat hy getuienis ontrafel het wat hom en sy kollegas sou kompromiteer. Dit is snert wat ek nog gehoor het. Is dit? Toe Neil die laaste keer met my gepraat het, en dit was die dag van sy dood, was hy kalm en onbekommerd. Het jy in sy oë gekyk? Nee, hy het gebel. Jy sien? Nee, ek sien nie. Nou luister na my. En luister goed. Wil jy vir die volgende 30 jaar saamleef met die onsekerheid van Neil se dood en van die verslag? Oor al die gerugte en aantuigings teen hom? Wil jy? Of wil jy ons vir eens en vir altyd help om agter die waarheid te kom? Dressler is 'n bose, onwelriekende kanker in ons samelewing. En geen ordentlike mens kan stilswyend toesien hoe dit daarmee wegkom en nog sy selfrespek behou nie. Dis hoekom ek hom wil help. Nie omdat Neil jou man was en nie omdat ek wil hê hy moet wraak neem nie. Verstaan jy dit? Kom maar, koop vir jou koffie. En wat sê mevrou Gonsalves toe? Wat het sy mee te doen? Ek dacht sy het jou gesê wat van die verslag geword het en wie van Neil doodgemaak. Vrou Gonsalves is dood. Wel, ek hoop persoonlik is die einde van hy hoofstuk in jou lewe. Ek het geweet jy wens my ook so af en toe iets goeds doen, nie? Ek sal digters ook nooit verstaan nie. Dis 'n vreemde subkultuur van die spesies Homo sapiens, maar ek veronderstel dit vat alle soorte. Hy's 'n vieslike anglisisme, Gerber. Dressler, het jy iets teen hom? Ek het nog nooit iemand so totaal immoreel en korrup teëgekom nie. Glo jy dat hy van Neil doodgemaak het? Hy het hom laat doodmaak, ja. Meneer, kyk net hier. Grinling. Daar's 'n polisieondersoek aan die gang. My kontak sê hulle gaan 'n postmortem doen. En meneer, as hulle dit doen, vermoed hulle sekerlik vuil spel. Jy het verklaar dat hy dit opvolg. So, vriend Grinling het te veel geweet na Dressler se sin. Gerber, ek is bang vir Dressler. Die man is in staat tot enigiets. As daar die verslag ergens is, as Neil het toegesluit of versteek het, en Dressler dink ek weet wat dit is. Ek gaan van die veronderstelling af uit dat die verslag vernietig is.
Anders was Dressler lankal by jou. Karen. Gerber, dis Karen Hatting, dis Adam Gerber, ons nuusredakteur. Ja, die beroemde model, aangenaam. Marina het my al so baie van jou vertel. So, die beroemde digteres en die beroemde model praat agter sy rug van die nederige nuusredakteur. Ek voel gevlei. Kan ek vir jou koffie bring? Dankie, sal lekker wees. Hoe kan jy so blaatant lieg? Klein mannetjies hou daarvan om gevlei te word. Wat bring jy koerant toe? Ek was in die omgewing, toe dacht ek kom self. Ek neem aan, Marina het jou seker gesê sy is nie meer by Vroueblad nie. So jou belangrikste kontak in die wêreld is nou daarmee heen. Karen het my nog nooit nodig gehad nie. Jy moet net sê as jy 'n job soek. 'n Vroueblad soek iemand wat weet wat vroue wil hê. Sit op my gemik, Gerber. Ag, Poppie, klim van jou perkie af. Bedoel jy dit? Ek bedoel van die werk. Stel jy belang? Ja, ek stel belang. Verskoon my, ek het 'n paar oproepe om te maak. Ek sien jou weer, Karen. Ek neem aan jy het nie veel skryfondervinding nie. Ek het al 'n hele paar modeskoue vir Marina gedoen. Jy kan gaan kyk. Ek is betaal as 'n medewerker. Marina het elke keer die stories net so gebruik. Meneer, ek het 'n besoeker vir u. Wie is dit? Kom. Vra, wie is dit? Is nie jou familie nie, oom, staan. Meneer Du Plessis, ek is majoor van Dijk van die polisie. Kan ek je 'n paar vrae vra? Dit hou verband met Dr. McDonald se dood. Nee, hy weet niks van sy dood af nie. Ja, maar kan ons in elk geval praat? Ja, toe man, wat wil jy weet? Die verslag van hy gewerk het voordat hy dood is. Ek weet niks van sy privaat besigheid af nie. Ek het nie mekaar gepraat nie. En nader het hy met niemand gepraat nie. Jy bly nou 2 maande hier. Jy doen vir ons die boeke, jy betaal selfs vir jou bed. Maar jy's 'n gekwelde siel, oom. Enige iemand kan dit sien. Ons is hier om mense soos jy te help, maar jy laat niemand toe om vir jou te help nie. Ons is jou vriende, oom. Ek het nie vriende nie, kaptein. Oom, wat het die majoor kom soek? Is jy in die moeilikheid? Nee. Is daar iemand wat ons kan laat weet jy's hier? Los my uit. Hallo, Marina.
hoe gaan dit? Goed, ma. Goed, dankie. Kom. Ek is maar besig om kos te maak. Net so ietsie, wil jy saam eet? Nee, dankie. Auntie Dot verwag my vir ete. Kom sit. Wat's fout, ma? Hoekom sal daar fout wees? Maar so anders. Is maar kwaad oor ek by Auntie Dot bly. Ag nee, wat my kind. Jy kan mos net maar bly waar jy wil. Ag, moet nie so wees nie, asseblief, ma. Praat met my, sê my wat's verkeerd. Daar's niks verkeerd nie, ek sê mos. Hoekom het ma nie vir Henry die afgelope 3 naweke gaan sien nie? Suster weer lekker geskinder. Maar ek het die register gesien. Dis nie haar stories nie, dis wat ek met my eie oë gesien het. Dit was so moeilik toe ek kom. Hy wou nie met my praat nie, hy was onmoontlik. En hulle het moeilikheid met hom by die skool ook. Maar ek is maar se kind, praat met my, sê my wat's aan die gang. Ek was net 'n bietjie besig geweest, dis al. Maar was nog nooit te besig om vir Henry te gaan haal nie. Marina, as jy hiernatoe gekom het om my te kritiseer. Ek kritiseer nie, ma. Het gaan oor Henry. Goed, ek verstaan, ma was te besig. Maar ma kan hom in die week gaan sien en die kind begryp nie, ma. Ek het daardie kind stopsiel alleen grootgemaak sonder hulp van enige iemand. Ek het nie nodig dat jy hiernatoe kom om my te verbyt nie. Ek het nie my kinders te verbyt nodig nie. Maar ek moet loop. Ag nee, wag nou. Ag, ek is jammer. Hoe gaan dit met jou? Ek kan dit nie verstaan hoekom ma so met my is nie. Ons was altyd so na mekaar. Wat het nou gebeur? Daar's 'n man wat hier by my kuier. Dit is wonderlik, ma. Ek is maar so gespanne daaroor. Ag, ek hou so baie van hom. Hy's ek lag weer. Hy's wonderlik. Hy's goed vir my. Hy's advokaat. Ons gaan elke naweek uit. Ons was hierdie naweek Sun City toe, Saterdag en Sondag. Hy wil met my trou. Dit was nie 'n probleem nie, ma. Wat jy weet, hy's maar soos mans vind dit moeilik om mense soos Henry te aanvaar, te verwerk. En hy weet nie hoe om hom te hanteer nie. Hy wil hom nie hanteer nie.